Hallo, dit is my 'n groot voorreg om my heel eerste video te maak, online. Ek was altyd bang geweest om video's online te maak en, ek dink die Here het my so bold kom maak vir 'n tyd soos hierdie, soos wat die, boek van Esther, "We were born for such a time as this," and I think this is the time. Hierdie is die tyd om my testimony te share en ek is ongelooflik opgewonde om dit face to face te share en nie bang te wees nie. Absoluut geen fear te hê nie, in authority te stap in dit wat die Here my geroep het om te doen. So hier is ek. Ek het my gunsteling worship song aangesit. Ek love Michael W. Smith se musiek. So ek het dit aangesit in die agtergrond en hierdie is ek om my testimony te share en net vir almal te sê dat die Here leef, hy leef, hy kom terug vir sy kinders. Hy kom terug om ons te kom haal en it's the good news. My man sê altyd, hy praat altyd van it's the good news en dit is so, die woord van die Here is the good news en dit is tyd dat ons boldly dit share en hier is ek. Hier is ek sharing my testimony wat onlangs met my gebeur het. En ek is so opgewonde om dit met julle te deel. So ek was so 3 weke terug in vir 'n mangeloperasie. Hulle noem dit 'n tonsillectomy surgery. Dit het my maar baie nervous gemaak. Vir die feit omdat daar maar baie risiko's betrokke is as mens ouer is, volwassene is en baie mense het my maar bang ingepraat en gesê dis gevaarlik. Wat as jy aan die bloei gaan? Dit was moeilik vir my, maar ek het deurgedruk en ek het nou maar gedink ek doen dit. Dit gaan goed wees met my gesondheid. So die oggend wat ek ingegaan het, was ek maar senuagtig. Ek het geweet die Here is by my want hy is altyd by my. Dit is my so mooi in Matteus 28 vers 20 waar die Here sê I will be with you always until the very end, So hy sê nie net hy gaan 'n gedeelte by ons wees nie, but he will be with us until the very end of age actually, dis wat die woord sê. So ek het daai scripture het ek net afgespeel in my gedagtes oor en oor die oggend voor ek ingegaan het en ja, hulle het my ingestoot en ek het daar gelê en ek het net hierdie gevoel gehad, maar wat as ek hierdie dalk nie maak nie en wat as die Here my huis toe roep, jy weet, is ek gereed, is ek werklik gereed om voor die konings van konings te staan, is ek gereed om Jesus, Yeshua face to face te ontmoet, is ek regtig gereed en die weight van daai gedagte of that thought, dit was so swaar gewees en die Here sê, my yoke is light en iewes skielik het ek net gesê, my Here, wees net met my, hou my hand vas, dis al wat ek kon uitkry is, Lord, just be with me, moenie my hand let go nie, just hold me, en so ja, dis al wat ek kon uitkry in daai oomblik was, Here, moet my net nie laat gaan nie, hou my hand styf vas, hou my hand vas, altyd as ek vlieg ook, en die sitplek langs my is oop, dan invite ek sommer die Here om langs my te kom sit op die vliegtuig. Ek doen dit in my kar ook in die oggende. Dan sê ek, Here, kom sit hier langs my, beskerm ons, wees met ons op die vlug, wees met my in die kar. En toe het ek net die Here invite om by my te wees, in my hand vas te hou, want dis al wat ek kan doen. In alles in die lewe is al wat ons kan doen, is ons kan net die Here vra vir beskerming, dat hy daar is vir ons en ons wysheid gee, beskerming gee, ons lei. So ja, dit is wat ek gevra het, is om my hand vas te hou. Ek is toe teater toe en ek het op die bed geklim. My dokter wat my geopereer het, is actually een van my kliënte. Sy doen al permanent make-up by my van 2020 af. So ek's baie erg oor haar en sy is dierbaar. En ek het daar gelê en ek het net vir haar gesê, asseblief kyk mooi na my en sy het net vir my gesmile, gesê Rola, ek gaan mooi na jou kyk en dit was eintlik so kosbare oomblik toe nou. En ek het nie eers regtig, ek het so gefokus met my of op my conversation met haar dat ek nie eers geweet het dat die anesthesiologist die langs my besig is om my drip in te sit en toe sê hulle vir my ek moet lekker slaap en toe is ek weg en ek het al operasies voorheen in my lewe gehad, so ek weet redelik die gevoel van hoe dit voel om narkose te kry. En dit voel soos 'n lekker diep slaap. Jy weet, daai slaap wat jy is net so lekker slaap. En ja, en toe iewes skielik
dis ek buite my liggaam, soos, sjoe, 'n bonatuurlike ervaring wat ek seker nooit regtig ten volle sal kan beskryf nie op papier nie, nie hier nie, dit is iets wat ek kan dit fisies nie beskryf nie, maar ek gaan my bes probeer. Ek het ek het meer soos in die agterkant van die kamer of van die theater room gestaan en ek het my dokter gesien en ek het die narkotiseer langs my gesien aan die ander kant en of die dokter was agter my en die narkotiseer was in die linkerkant en aan die regterkant het Yeshua gestaan en nog gestaan en ek onthou so goed dat ek staan in die agterkant van hierdie kamer en dis asof ek presies weet wat aangaan en dit is asof ek kennis het, bonatuurlike kennis, ek het wysheid, dis asof ek verstaan, dis soos 'n hemelse taal, 'n hemelse ervaring. Dis asof ek dadelik gekonnekt was in die gees met Yeshua. Onmiddellik was ek gekonnekt in daai oomblik. En ek dink persoonlik dis seker hoe dit sal voel die dag as ons race klaar gehardloop het en ons maak ons oë toe en ons maak ons oë oop en ons is by die Here. Of die Here kom terug en hy kom haal ons. Dis daai instant connection wat ons actually met die Here gaan hê. En dit is 'n ongelooflike kosbare oomblik gewees en ek het daar gestaan en ek het Yeshua gesien. En dit was ongelooflik. Yeshua het daar gestaan en dit was die beste en mooiste oomblik van my hele lewe gewees. So Yeshua, sy naam is Yeshua. Ons Here se naam is Yeshua. So ek dink met die jare het hulle Bybels dalk sy naam nie verander nie, maar dis dalk maar net bietjie meer 'n modern translation, maar dit is Yeshua. So Jesus is definitief nie verkeerd nie, maar sy naam is Yeshua, King of Kings, Lord of Lords. En Yeshua is baie lank. Hy's lank, hy's 'n groot man, baie groot man en hy's glorious. Hy's absoluut glorious. Sy oë, kry hoendervleis, dit's net amazing. Sy oë was vuur, letterlik rooi vlamme, rooi en oranje vlamme en tog het ek sy oë gesien, sy kleur van sy oë, maar dit was 'n kleur wat ek nie noodwendig op aarde al gesien het nie, 'n kleur oë wat ek nog nie gesien het nie. Dit was amper soos 'n heavenly color, maar gelyktydig het ek hierdie vuur in sy oë gesien. En sy hare was omtrent shoulder length, so as ek met my hare kan demonstreer, was dit amper omtrent so. En net baie dikker en dik krulle, baie dik hare gewees. En dit was ek het vroeër actually met my skoonsussie hierdie geshare en ek het vir haar gesê dit was amper soos 'n chestnut kleur as ek dit in 'n kleur moet beskryf, maar dit was beautiful, so beautiful. En sy hande, hy het hierdie perfekte beautiful groot hande en dan net 'n liedjie opgesit, how great is our God, because he is great, he is so great. Prys die Here. Ja, so ek was besig om sy hande te beskryf. Hy het groot hande, die mooiste hande. Daai hande het vir ons in die kruis gesterf. En ek onthou hy het met sy een hand het aan my kop vasgehou. Sy hand is so groot dat dit my hele kop gecover het. So ek kon nie regtig my kop sien nie. Dit was kosbaar geweest. En ek het hier gestaan en hierdie man gesien en ek het eintlik gedink, ek het nogal lang lashes, soos eyelashes en ek het gesmile en die oomblik toe ek dit dink, toe hy gesmile, toe sien ek hy smile. So ek dink hy het my gedagtes gelees. Ek dink dit is hoe connected die gees of ons met mekaar gaan wees ook in die hemel. Jy weet, ons gaan mekaar se gedagtes ken nog voordat ons dalk iets gesê het. Ons gaan net weet, ons gaan daai tipe kommunikasie hê, bonatuurlike kommunikasie met die Here. En dit was nogal vir my kosbaar toe smile hy, toe ek nou nogal dink, maar hy het nou nogal lang lashes. En die materiaal wat hy aangehad het, dit was die mooiste, ek wil in Engels sê, dis soos 'n garment, dis die mooiste garment gewees, dit was beautifully draped gewees oor hom, maar ek het vir my ma dit ook beskryf, dis seker diep voue, wil ek amper sê, en die materiaal was soos 'n shimmer materiaal, maar die glory was absoluut perfek gewees, alles is net so perfek, en
hy het vir my gekyk terwyl ek daar gelê het en die liefde wat ek ervaar het in daai oomblik van ons Jesus was ongelooflik geweest. Dit was 'n tipe liefde wat ek nooit ooit sal kan beskryf nie. Dit is 'n liefde wat jou vol maak. Ek het vir iemand gesê dit is soos die beste hoe ek dit kan beskryf is soos 'n liquid wat iemand in jou gooi en jy raak net vol hiervan en dit is so comforting en dit hug jou en dit hou jou vas en dit is en niks anders maak saak nie. Dis net jy en God en daai oomblik. Jy dink nie aan jou man nie, jy dink nie aan jou kind nie, jy dink nie aan jou huis nie, jy dink nie aan jou kar nie, jy dink nie aan jou career nie. Niks anders maak saak as Yeshua nie. Daai koneksie, dis al wat dit is. En hy het vir my gekyk, alhoewel ek in die gesien het hoe hy fisies vir my kyk, het ek gesien hoe oë kyk na my en dis asof die Here my in daai oomblik ek en hy het gekommunikeer en dis hoekom ek sê ons het nie fisies gepraat nie. Ek dink dit is gedagtes. Dit is 'n heavenly language wil ek amper sê. Dis die beste hoe ek dit kan beskryf is toe sê die Here vir my ek is alomteenwoordig because I am the great I am. So hy's alomteenwoordig. Hy staan langs my en hy kyk na my en hou my vas, maar tog is daar oë rondom my. So God is all consuming. Hy is alomteenwoordig. Hy's hier en hy's daar gelyktydig en dis die beste hoe ek dit kan beskryf. So dit was net ongelooflike experience en baie mense vra vir my, Marilei, het hy iets gesê, het hy woord vir jou gegee, wat het gebeur? En jy weet, dit was amper, ons het hemel, very heavenly gecommunicate, maar wat ek kon ervaar is, die Here het met my gepraat, maar in 'n heavenly language in daai oomblik, en wat dit toe later vir my getranslate het, dat ek dit in die physical kan oorbring, as, daughter, go tell them I'm alive. I'm alive and I'm coming back. So, and that I'm love. I love my children. I love my children so much that I died for them on the cross so that they would inherit eternal life. Dit is wat Yeshua vir my gesê het. Go tell them. Dis my woord wat ek gekry het van hom. Go tell them I'm alive. That there's still children that doesn't believe. Daar's steeds mense wat nog nie glo nie, wat twyfel. Maar ek wil vir jou sê dat ek Yeshua gesien het. Ek het hom gesien en dit was glorious. Dit was glorious. Hy is lewendig. Hy is lewendig. En niks op hierdie aarde kan jou ooit satisfy soos Jesus se liefde kan nie. Maak nie saak waardeur jy in jou lewe gaan nie. Die woord sê you will go through trials and tribulations, but be of good cheer. I have overcome it. So, ons Yeshua het reeds, die fight is gewen, dis klaar. Maar hy sê in sy woord, dat ons deur trials sal gaan, maar het klaar ge-overcome. En weer eens my gunsteling vers in die hele Bybel, wat sê, I will be with you until the very end, beteken, hy stap langs jou, hy hou jou hand vas. Ek het dit gesien, hoe hy langs my staan, en my kop vashou. Ja. Hierdie liedjie sê, there will be no pain, there will be no tears, as wanneer die Here ons kom haal. En dis kosbaar, because dit is absoluut heavenly. Die experience wat ek gehad het was heavenly, dit was bonatuurlik, dit was liefde, dit was alle vorm van perfek waaraan jy kan dink. En as jy vanaand voel dat jy alleen is, of dat die Here nie daar is vir jou nie, hy is daar. Ons moet net, dis ons wat baie keer wegbeweeg, maar die Here is altyd daar. Ons moet net terugkeer. Die Here roep al sy kinders om terug te kom. Hy los en hy sal altyd ons soek, altyd. Hy los die 99 en hy gaan soek die een skapie, altyd. En wat vir my hierdie hele testimony so amazing maak is, en dat ek weet, dat dit wat ek ervaar het, was dalk nie net 'n onderbewussyn, iets waarna ek gedink het, of iets gelees het, of, jy weet, dalk so iets nie. Maar, toe ek wakker word, toe bel ek my ma, en ek vertel my ma
wat ek ervaar het. En my ma begin huil en sy hou nie op huil nie. En sy sê vir my, Rolei, ek het vir Yeshua spesifiek gevra om by jou te staan en jou kop vas te hou. So dis hoekom ek weet dat my ervaring absoluut 100% bonatuurlik heavenly encountered was en dat die Here my gestuur het. Hy stuur my nou met 'n mission om hierdie te vertel, om dit bekend te maak. Hy het my toevertrou met hierdie, so ek moet dit share, ek moet dit deel, ek moet hierdie video maak. Ek was nog nie gereed 2-3 dae terug nie, so emosioneel nog gewees, eintlik maar nog in skok half. Maar ek's nou gereed om hierdie te deel op alle tipe platforms, want dit is my assignment. Ons almal het assignments wat die Here ons mee toevertrou en ons gaan almal eendag voor God staan en dit wat hy jou mee toevertrou het, gaan hy vir jou vra. Het jy gedoen wat ek vir jou gegee het om te doen? Het jy jou talente gebruik wat ek vir jou gegee het? Het jy gesing? Het jy gedans? Het jy goeie pimmel en make-up gedoen? Het jy mense na my toe gelei in jou werksplek? Het jy gebruik wat ek vir jou gegee het? En ons het almal 'n plan, 'n doel vir ons lewens en ek bid, my gebed vir jou is dat hierdie jou hart sal raak. Dat jy sal weet dat Jesus bestaan, dat hy 'n plan vir jou het, dat jy talente het, al dink jy dalk nie jy het nie, maar dat jy 'n plan het, dat jy assignments op jou lewe het en dat God jou vandag roep om dit te fulfill. As jy nog nie weet wat dit is nie, bid daaroor, vra vir die Here wat is dit, dat hy jou lei in die regte pad of in die regte direction. Hy sal, as ons hom vra om ons te lei en vir ons die wysheid te gee, gaan hy dit doen. So ek kry baie vrouens wat vir my vra, maar Rolei, hoe weet ek wat my doel is, hoe weet ek wat is my assignment, hoe weet ek, jy weet, maar dit is iets tussen ek weet nie, dis iets wat jy in die Here gaan, ek moet uitfigure, dit is waar jy in jou stilte tyd met die Here moet gaan sit, op sy voete sit, en vir die Here vra, Here, hoekom het U my hier gesit? En ek beloof jou, vanaand, as jy die Here gaan soek, en vir hom vra, jy gaan hom kry, because the word says that those who seek me will find me. So my gebed vir jou is dat elkeen sal by die Here se voete gaan sit en hoor, wat is my doel, wat is my assignment, en dat jy in die volheid sal stap in dit waarvoor Yeshua jou voor create het. En ek is opgewonde want ons almal het 'n doel. Solank soos wat jy asemhaal, you've got a purpose. Solank soos wat jou hart klop, het jy purpose. Is jou assignment nog nie klaar nie. As jy oop toemaak, dan is jou assignment, glo ek, is die assignment voltooi. Maar as long as you are breathing, you have an assignment to fulfill, en dis ons plig as Jesus se kinders om ons assignments te fulfill. Die harvest is gereed. The harvest is ready. Ons moet net in dit stap wat die Here vir ons beplan het. So ek nooi jou uit, gaan sit by die Here se voete, vra vir hom, seek the Lord in everything you do. Know that He's alive and that He loves you with all of His heart, all of His being, that you create for such a time as this. Dis 'n wonderlike tyd om lewendig te wees. Daar's soveel dinge wat in die wêreld gebeur en ek dink baie van die disippels in Jesus se tyd sou wat wou gee om lewendig te gewees het in die tye waarin ons nou lewe en ons lewe in hierdie tyd. So dit is ek live and breathe daai scripture van you were born for such a time as this. Die Here het geweet ek moet in 1994 gebore word, want hy het 'n pad vir my. Ek moet hierdie pad stap, ek moet hierdie assignment fulfill. En dis hoe dit moet wees. En so is dit vir jou ook. En ek bid en ek glo en vertrou dat jy jou assignment en jou purpose sal fulfill. En sommer net wat vir my uitgestaan het, ook my Bybel oopgemaak het vroeër. Toe sien ek hierdie vers en dit het so met my hart gepraat. En dit is so met my hart gepraat omdat ek in daai oomblik daai presence, daai alomteenwoordigheid van God ervaar het. So ek gaan dit deel met julle. Dit sê, the eyes of the Lord search the whole earth in order to strengthen those whose hearts are fully committed to Him. So ek wil jou vra, how committed are you to Jesus? Are you ready to meet Him? You must know that He loves you with everything in Him. He created you for a purpose and He is coming back. Baie liefde.